Ons kuier weer lekker saam op die Trinity Truth program. My naam is Karen Meiburg en ek wil vir jou vat na 'n herinnering toe wat ek gehad het op skool in die adultskinderklas. Het ons glaskaste gehad met 'n lig onder en dan kon jy jou deel van die wêreldkaart wat jy spesifiek daai dag behandel het, kon jy met jou skrifse papier op die handboek se kaartgedeelte, kon jy dan dit afteken, want die lig het van onderaf het vir jou baie duidelik gemaak wat binne in die prent is en dan wat buite om dit is. Nou, en baie keer dan die gewig van die ander bladsye bietjie die boek geskuif en dan moes ons dit regtrek. En party dele moes ons uitvee. En dan weer oor die lyne oorbegin. Tot dit perfek was. Ons het 'n baie kwaai manier gehad, so terloops. Maar die rede hoekom ek vir jou hierdie vertel is, dit is hoe dit werk met ons verhouding met die Here ook. En vandag se preek gaan baie kinderlik wees en dit gaan baie back to basics wees. Maar kom ons kyk 'n bietjie waar in ons lewe moet ons goed regtrek wat die gewig en die las van die lewe al bietjie skeef getrek het met die tyd saam. Maar kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U 'n God is van struktuur, Here, dat U met die kinders praat. So Here, ek vra dat U met ons sal praat, Here, wanneer die woord van die Here uitgaan. Here, dat U dit in ons harte sal oopbreek, soos wat elkeen verstaan wat U luister. En Here, dat U my sal help om die Vaderhart en die boodskap wat U in die hart het, Here, duidelik oor te bring. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons kan sê dat God het ons lief, die woord van die Here sê so. Miskien voel jy dit nog in jou lewe nie, dalk voel jy dit en jy sê dit baie vir mense en dan kan ons ook sê, ek het God lief. Want wanneer ons die woord van die Here lees, en het begin vir ons so sin te maak, dan kry ons hierdie warm gevoel, daai emosie, of wanneer ek bid, of wanneer ek lofprysing tot die Here doen, wanneer ek sing, was daai warm gevoel. En die tema van vandag is dan ook, om God lief te hê beteken wat? So ek kon die tema gemaak het om, wat beteken dit om God lief te hê, maar ek wil so 'n bietjie anders omswaai. Om God lief te hê beteken wat? Nou, dis nie net 'n emosie nie, dis soveel meer as die emosie. Die emosie is, en die wete is net die wegspringblokke. Want om God lief te hê is 'n reaksie wat ek terug antwoord op die liefde en die aksie wat God vir my in my lewe kon doen, dat hy het sy enigste seun vir ons gestuur om te sterf sodat ons vir ewig kan lewe. Met ander woorde, van ons kant af, die verantwoordelikheid wat ons ook het, is 'n reaksie wanneer die Here praat in die woord, wat oorgaan in aksie. En dit is 'n manier van lewe, dis 'n leefstyl, dis nie 'n plek waar ek moet gaan land nie. Onthou jy, verlede week se preek was gewees, ons fokus baie keer so op die plan, dat ons vergeet van die God van die plan. Want uit hom uitkom die plan, uit verhouding met hom uitkom die plan. So wanneer ek God lief het, skep dit vir my 'n plek van intimiteit en van rus, waar ons hom ervaar en sy leiding ontvang. Johannes 14 vers 15 sê daar so, as julle my lief het, sal julle my gebooie onderhou. Maar wat se gebooie praat hulle hierso van? Praat daar van Matteus 22 vers 37. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod. En die tweede is daaraan gelyk. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang al die wet en die profete.
Met ander woorde, hierdie 2 gebooie is liefde vir God en liefde vir jou naaste. Dit is die kern van alles. Al die ander gebooie van God, al die instruksies en die riglyne in die Bybel, hang van hierdie af, hang hieraan. So kom ons, sit ons voete in daai wegspringblokke. En kyk ons gou verder. Ok, punt nommer 1 is liefde is 'n plek van intimiteit. Psalm 62 vers 1 tot 2 sê, my siel vind rus in God alleen. Van hom kom my redding. Hy alleen is my rots en my heil. So alles te begin by hom. Alles begin nie by die vrug wat ek dra nie, by die plan wat hy vir my lewe het, begin by hom, in sy rus. Nou daai rus weet ons nou al, het beteken van in sy teenwoordigheid te kom. En hoe hoor ek sy stem? Lees die woord van die Here, begin daar. Dit is jou riglyn, om te onderskei, wanneer ek God se stem gaan hoor deur die Heilige Gees, is dit in lyn met die woord van die Here, of is dit dalk my eie gedagtes? So, en dan uit dit uit, die lees van die woord, van in God se rus, is 'n plek waar ons kan luister en leiding ontvang van hom. En uit hierdie plek uit kom daar aksies. Met ander woorde, die Here lê op jou hart, bid vir hierdie persoon. Gaan ondersteun jou geestelike leier. Raak deel van 'n gemeente. Deel kos uit by 'n sopkombuis, wat dit ook al is wat die Here vir jou sê in jou binnekamer. Nou kan jy aan 'n tyd dink toe jy God se leiding gekry het, net omdat jy stil geword het, net omdat jy hom kans gegee het om te praat, en net omdat jy geluister het, kan jy so 'n plek onthou, so 'n tyd onthou, wanneer laas het hierdie gebeur? En dan punt 2, liefde is, vir God is gehoorsaamheid. Die aksie oorgaan in gehoorsaamheid. Johannes 14 vers 15 sê, Jesus sê self hier, as julle my lief het, sal julle my gebooie onderhou. So het ons nou van gepraat, Filippense 2 vers 12 sê, werk uit julle saligheid met vrees en bewing. Beteken dit ek moet bang wees vir die Here? Nee. Daai vrees is, Here, omdat ek U lief het, wil ek doen wat U vir my sê, ek wil in hierdie riglyne bly. As daai papier wat my siel so bietjie skeef getrek het van die werklike waarheid en die werklike groot prentjie van die Here, vanuit sy gees uit. Wat moet ek doen om hierdie reg te maak? Ons praat gou, liefde vir God wys in aksie. So wanneer ons hom lief het, volgens sy gebooie, dit kan klein aksies wees. Ons hoef nie almal op 'n verhoog te staan en dat is nou 'n groot invloed gedoen nie. Klein aksie. Dit kan vriendelikheid teenoor 'n kollega wees, of 'n persoon saam met wie jy gym. Geduld met jou gesin. Groot aksies kan wees jou roeping wat dan uit dit uit sal volg. Uit jou stilte tyd met die Here. Bedieningswerk aanpak. Weet Abraham se gehoorsaamheid toe God hom gevra het om sy seun te offer. Hy het gehandel uit geloof uit, nie uit 'n gevoel uit nie. En so moet ons dan ook aksie neem met liefde. Dan die derde punt wat ek gou wil noem is liefde vir God manifesteer ook in liefde vir ander. Matteus 22 vers 39 sê daar, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En 1 Johannes 4 vers 20 waarsku ons, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Met ander woorde, ek moet kom, daai van werk uit julle saligheid. Daai is werk uit dit uit by die Here. Here,
Hoekom haat ek my broer? Die woord sê, okay, kom ons skuif hy prentjie reg. Die woord sê ons moet vergewe. Here, hierdie emosie van my voel nie so nie, maar omdat ek hier lief het, gaan ek gehoorsaam wees en ek gaan begin om te kies om, net deur 'n keuse te maak om te vergewe. 70x7 keer tot hierdie emosie verander. Deur te kies. Want as ons, kom ons wees eerlik met mekaar, as ons moes mense vergewe het oor dat ons so voel, het ons die punt gemis. Dan mis ons die punt. So liefde vir God wys ons in aksie teenoor ander, klein gebare van hulp, deel van ons tyd vir mense gee, of bid vir iemand wat in nood is. Liefde bly die kern van alles. Sonder liefde is selfs die grootste dade leeg. En wie is liefde? As God nie in 'n ding is, nie is die daad leeg. Werke sonder liefde en dooie werke. Punt 4. 1 Korintiërs 13 vers 1 sê daar, al sou ek met die tale van mense en van engele praat en ek het nie liefde nie, is ek 'n klinkende simbaal of 'n lier wat kreun. En al sou ek al my besittings uitdeel aan die armes en ek het nie liefde nie, baat dit my niks. En ek het nie God nie. En ek het nie God nie. Baat my niks. Hebreërs 6 vers 1 en dan 9 vers 14 spreek van dooie werke. So aksies wat nie uit geloof en liefde vloei nie. Dis wat dit is. Christus gee die lewe aan alles. Partykeer is ons so besig met die werke van die Here, so besig. En baie van die goed doen ons wat hy nie so ons opdrag gegee het nie, en dan is ons so uitgebrand. En raak ons so moeg om te arbei in die koninkryk van die Here, dat ons wil tou opgooi. Moet ons dan nie by die Here gaan sit en sê, Here, wat moet ek doen vanuit die rus uit? Want uit die rus uit en die opdragte wat U my gee, sal ek nie moeg raak. Ek praat 'n bietjie oor heiligmaking, punt nommer 5, 'n proses van groei en dan om die vrug te sien. Heiligmaking gebeur nie oornag nie, dit is 'n proses. Dit is 'n daaglikse reis om meer soos Christus te word. Ons doen dit uit God se krag uit. Dankie Here daarvoor vir die Heilige Gees wat ons helper is. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, want dit is God se wil, julle heiligmaking. Met ander woorde, kom ons weet daai van my, ek haat my broer, byvoorbeeld, of ek haat wie ook al. Here, ek stop nou bietjie om besig te wees met die werke. Kom ek sit by U, sodat U en my kan werk. Wat is dit dat ek voor U moet neerlê om daai prentjie reg te trek? (2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons almal word verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Is moontlik. Die vrug van die Gees, ons ken dit so goed. Maar jy weet, 'n vrug begin as 'n saadjie, en dan wat gebeur met daai saadjie? Hy sterf, hy bars oop, en uit daai saadjie uit, weet ons mos nou, kom daar 'n wortel na onder, en dan 'n stingel na bo, dan is dit nie meer 'n saadjie nie. Nou is dit 'n samewerking van die wortel wat skiet, en die stingel daarbo. En dan, weet ons mos nou, vorm die blare en die bloeisels, en dan die vrug. Gebeur nie oornag nie, het gebeur oor elke dag staan ek op. Ek begin met my woord as die riglyn. Ek trek reg wat skeef is. En ek maak elke besluit wat ek neem, volgens die riglyne van die woord. Dis eintlik so maklik soos dit.
Dan die vrug wat jy dra, is nie vir jou nie, dis vir die verlorenes, wat moet kom eet. Dat jou vrug weerspieël jou verhouding met die Here, met jouself, met jou gesin. So ons fokus nie op die vrug nie, ons fokus op God. Die vrug sal natuurlik kom, elke dag. Bietjie vordering, bietjie. En dan 'n skrifgedeelte van wat my so na in die hart lê. Partykeer is my eie lewe so warbel is en mens raak so besig, dan kom hierdie skrif by my op. Psalm 37 vers 3 tot 5 sê: Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan hom oor en vertrou op hom. Hy sal sorg, vanuit hom uit. Kom die versorging, kom die geleenthede, kom die strategie. 1 Tessalonisense 4 vers 11 sê, strewe daarna om 'n rustige lewe te lei, jou eie sake te behartig en met jou eie hande te werk, soos ons julle beveel het. So dit beteken, ons kan ons werk, ons routine en ons daaglikse lewe uitvoer met vertroue in die Here, nie vanuit 'n plek van vrees uit nie, en 'n plek van mededinging, want hierdie een het nou dit, en daai een het nou sis, en hierdie een het nou so. Maak jou maatstaf te God, sonder 'n gejaag, sonder spanning. Ja, ek weet, die lewe gebeur om ons, en daar's spanning om 'n mens, dat 'n mens nie kan, mens kan dit nie verhoed nie, maar ons kan vanuit 'n plek van rus uit, die spanning tegemoet kom, en woon en werk rustig voort, so ver ons kan, dag vir dag, bietjie vir bietjie. En dan foute, wat ons maak. Wanneer ons foute maak, is die Bybel se riglyne weer daar om ons net weer reg te trek. So God se genade is vir ons beskikbaar. Ons hoef nie te hard op onsself te wees nie. Nee, ons weet maar ons nou, God se genade gee ons nou nie 'n groen lig om te sondig en aanhou nie. Daar's 'n verskil tussen sonde doen sonder kennis, met ander woorde, ek het nie gewete sonde nie, en bewustelik sonde doen of oortree. Want wanneer ons weet wat reg is en steeds kies om sonde te doen, dit is wanneer ons eintlik handskud met die duisternis. Hande vat met die duisternis. En dit weet ons mos nou, lei ons op 'n plek van vernietiging. Maar daar is altyd 'n tyd om reg te maak, en die tyd is nou, vandag. Die woord sê baie skrifgedeelte wat sê vandag nog, vanaand nog, vanmiddag nog, weet nie wanneer luister jy hierna nie. So om net so vinnig weer op te som, kom ons kyk, ons vind ons rus in die intimiteit in God, dit is waar alles begin. En nou rus, soos wat ons verlede week gesê het, is nie 'n plek van passiwiteit nie, dit is 'n plek van, ons kan net hier wees by U, en uit U. Lewe elke dag in gehoorsaamheid aan sy woord, dien ander uit liefde, dit is 'n keuse. En dan werk jou saligheid uit, met ander woorde, volgens die leiding van die woord. Alles gebeur nie oornag nie, bietjie vir bietjie. Groei in die heiligmaking, fokus op God, nie op die vrug nie, die vrug sal kom. Vertrou God in jou daaglikse werk, in jou lewe, en woon en werk rustig voort, soos wat ons nou gesê het. En wanneer jy val, staan op met God se genade, maar doen dit so gou as moontlik. So wat gaan jy dan doen vanoggend of vanmiddag of vanaand? Uit die rus uit sy intimiteit uit sy gehoorsaamheid aan God. Watter aksie sal jou vrug van 'n getuie wees verander? Kom ons bid saam. Vader God,
kom net voor U in eerbied en dankbaarheid, Here, en dankie vir die liefde, wat vir ons 'n plek is van rus en intimiteit, en dankie dat U woord vir ons so 'n kragtige riglyn is. Here, help ons asseblief om te fokus op U, nie op die vrug nie, nie op die doel nie. Here, help ons asseblief om elke dag vordering te maak, U woord te lees, Here. Gee ons honger vir U woord, Here. Here, help ons asseblief, herinner ons, Here, te bid, gehoorsaam te wees. Help ons dat ons ore ingestel is op die Heilige Gees diep binne in ons. Laat ons aksies en ons besluite vloei uit ons liefde vir U uit. Nie uit plig uit of selfregverdiging nie. Vader, asseblief, gee dat ons vrug, lewegewende aksie is van U wat deur ons werk, sodat ander U liefde kan sien en kan ervaar. Here, help ons asseblief om te dien op plekke, Here, daar waar dit donker is, net om gehoorsaam te wees aan U. Help ons, Here, om rustig voort te werk en te woon, selfs wanneer die lewe uitdagend is. En Here, dankie dat wanneer ons val, dat ons kan opstaan uit U genade uit, Here, sterker as ooit, met die krag van God binne ons. Here, laat ons lewe getuie wees van U liefde, en ons vrug 'n seën wees vir die donker wêreld. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe luisteraar, as jy wil kontak maak met Trinity Truth Foundation, kan jy ons 'n WhatsApp stuur op hierdie nommer 0633 784543, 0633 784543, of jy kan op ons webtuiste 'n bietjie gaan kyk na ons dienste wat ons bied, die kursusse wat ons aanbied op www.trinitytruth.co.za. Seën tot volgende week toe.